Goeiedag en baie welkom by vandag se oordeenking. Ons gesels hierdie week oor die deure in ons lewe waardeur die Here ons ontmoet. Min dinge maak 'n mens so opgewonde soos die vooruitsig van 'n nuwe begin. Jesaja 41 vers 18 sê iets van hierdie verwagting. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Tog maak 'n mens soms die verleidelike fout om te dink dat wanneer 'n mens voor 'n nuwe deur in jou lewe te staan kom, en veral as jy oortuig is dat dit die Here se deur vir jou is, gaan dit net maklik wees. Maar dis ongelukkig nie die geval nie. Hierdie nuwe deure waardeur ons moet stap, gaan dikwels met 'n groot klomp onsekerheid, stryd en weerstand teen verandering gepaard. Een van die moeilikste dinge voor ek deur 'n nuwe deur stap, is juis daardie tyd vooraf, waar dit wat agter jou lê verby is, maar dit wat gaan gebeur, nog nie gebeur het nie. Hierdie spasie tussen die ou bedeling en die nuwe bedeling is nie gemaklik nie, maar dis een van die vrugbaarste plekke van groei. Die Keltiese spiritualiteit praat van hierdie tussentydse fase as liminale spasie. Liminale spasie is die plek tussen plekke. Ons mense hou niks daarvan om so in limbo te wees nie. Maar vreemd genoeg lyk dit asof God ons baie graag in die liminale spasie van die lewe ontmoet. Die woord liminaal kom van die Latynse woord limen, wat drempel beteken. Enige punt of plek van binnekoms of begin. Dit verwys na daai vreemde tyd, wanneer mens van een manier van leef na 'n ander oorgaan. 'n Liminale ruimte is die tyd tussen wat was en die volgende. Dis 'n plek van oorgang, wag en nie weet nie. Liminale ruimte is waar die meeste transformasie plaasvind, as ons leer om te wag en oop te wees dat dit ons vorm. Liminale spasie gaan gewoonlik met een of ander krisis gepaard, deurdat jy die bekende of die normale moes laat gaan, maar dit nog glad nie met 'n nuwe normaal kan vervang nie. Dis 'n ongemaklike tyd, omdat jy heeltyd moet aandag gee en moet wakker wees, maar dis ook 'n lewegewende tyd, omdat dit maak dat 'n mens jou ou manier van doen moet bevraagteken en noodgedwonge moet oop wees vir nuwe maniere. Richard Rohr beskryf hierdie spasie so: where we are betwixt and between the familiar and the completely unknown. There alone is our old world left behind, while we are not yet sure of the new existence. That's a good space where genuine newness can begin. Get there often and stay as long as you can by whatever means possible. Hy gaan verder deur te sê dat die liminale spasie of die drempel voor die nuwe deur die heilige plek is, waar 'n mens kan sien dat die ou manier van doen duidelik nie meer werk nie, en waar ons in 'n groter en ruimer verstaan van die lewe ingenooi word. Dit is dan wanneer ons ontdek dat daardie deur wat die Here oopsluit, iets van ons vra, wat nie uit ons eie krag kan kom nie. Openbaring 3 vers 8 verwoord iets hiervan. Kyk, ek het 'n deur voor julle oopgesluit, en niemand kan dit weer toesluit nie. Ek weet dat julle min krag het, en tog het julle aan my boodskap vasgehou. Ons word dus in liminale spasie gereed gemaak om deur die nuwe deur te stap, want ek kan nie met my ou self of in my eie krag 'n nuwe manier van leef en wees betree nie. Wat baie duidelik na vore kom, is dat liminale spasie nie gemaklik is nie. God ontmoet ons in hierdie ongemaklike oorgange, en daarom het ons nodig om 'n paar interne houdings te kweek, as ons wil leer om oop te wees vir God in die lewe. Voor ons deur daardie nuwe deur stap, moet ons leer om oop te wees, en nie vas te hou aan ons eie idees, van hoe ons wou gehad het, dinge moet uitwerk nie. Ons moet ook leer om geduldig te wees en om te wag, en daarmee saam ook om te vertrou. As God se kinders wag ons op baie maniere. Ons wag deur te bid vir die situasie, almal betrokke en vir onsself. Ons wag deur oop te wees om 'n nuwe gesindheid te leer. Ons wag deur te weet, God is by ons en los ons nooit nie. Ons wag deur bietjie weg te staan en los te maak. Ons wag deur te probeer om ander te help om ook God se perspektief raak te sien. En ons wag deur intussen tyd iets van God se nuwe begin te leef, deur hoe ons praat en optree.
Om te wag is vir ons mense baie moeilik, veral in die tyd waarin ons leef. Die meeste goed in ons lewe kan redelik vinnig gebeur, en daarom is wag vir ons ontsettend moeilik. Maar dis in hierdie wagtye dat ons leer dat ons nie aan ons eie agenda oorgelaat is nie. Ons leer om, soos Jesaja 43 vers 18 sê, nie net aan die vroeëre dinge te dink en by die verlede stil te staan nie, maar om ons stelselmatig los te maak van hoe dinge was, sodat ons onsself kan oopstel daarvoor, dat dinge dalk anders kan wees, en in die proses self ook ander mense word. As ek kan leer om te wag, en nie voortydig aan deure hamer, of te probeer om 'n deur oop te forceer nie, kom ek op 'n dag agter, dat my interne landskap in so 'n mate verander het, dat dit aan my die vermoë gee om anders te leef en te wees binne die liminale omstandighede. Selfs al neem die omstandighede hoe lank om te verander, en voel dit of die deur nooit gaan oopgaan nie. Mag ons meer en meer die liminale tye van ons oorgange in ons lewe raak sien, en dat dit die voorbereiding is vir groei wat nodig is, voor ek deur 'n nuwe deur kan stap. Kom ons bid saam. Dankie Here, dat U nie net aan die ander kant van die deur wag om ons te ontmoet nie, maar op 'n besondere manier in my werk in die wagtyd op die drempel van die deur. Leer my asseblief om met geduld te wag. Amen.